Hi, ek's Lisa, met die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie. En welkom by my episode 13 recap. Dis die laaste episode. Ek drink vandag 'n lekker Babylon Storen Mourvedre Rosé. Ek weet nie wie Vedre is nie, maar voel hom moer blykbaar. Ek kan nie glo ons is al vir 13 weke besig met hierdie mamas nie. En dit gou 'n side story terwyl ek sukkel om hierdie messie oop te kry. Also Babylon Storen. Dankie. Dankie julle. So ek het nou die dag twee van die mamas ontmoet. Kan julle dit glo? Anso en Crystal. Ja. Hulle is nie baie mal oor my nie. Ek's nie verbaas nie. Kyk, ons het mekaar raak geloop in stoetbal. En Shane, hulle was nice. Hulle het my kom groet. Ek het ewen vir maatjie Janine ontmoet. Ja, Anso het wel vir my gesê sy like my nie. Was asof my kom hulle sê. Ek waardeer die eerlikheid. En sy het ook gesê sy like my comments wat ek maak hiersoordie. Maar toe sê ek vir, dis okay. Skraal net verby. So, ja, dit was 'n interaksie en 'n half. Dit was awkward. I mean, wat sê 'n mens vir iemand as hulle reg het vir jou sê hulle hou nie van jou nie? Dit was vir my snaaks, maar ja, hulle like my nie. En dis okay. Right, skous begin met die episode. So aangesien dit die laaste episode is van hierdie seisoen, gaan hulle Bellito toe! Dit is tyd vir Bellito. Kyk hoe lyk ons, al staan ons 3 hier op. Ek is ongelooflik excited vir die naweek. Want ek gaan die lekkerste tyd saam met my maatjies spandeer en die 3 ander mamas. Maar maatjie Crystal het dit amper nie gemaakie. Crystal was so super laat, die vliegtuig het amper opgestyg sonder haar. Nee, dit was 'n shit show. Crazy. Anyways, is lekker om te sien hierdie ryk mamas vlieg maar ook saf hè. This is the worst start ever. Plus is dit net ek of lyk die footage bietjie soos last 9/11 footage. And I'll be your rock star. Rising 10 minutes. In preparation for the landing, please fasten your seatbelt. Anyways, dan hulle by die see. Ek is 100% 'n seemens. So right, hulle kom aan by hulle verblyf en dis stunning. Die huis is stunning. Dit is op die strand. Wow. Dis next level. Dit lyk soos 'n 5-ster hotel. It is gorgeous. Oh, kyk hierdie stoep. Wow. Ek is jaloers. Dit voel net glad nie soos Pretoria nie. Ek dink hierdie gaan 'n naweek wees vir die boeke. So die twee maatjie mamas deel 'n kamer. Ek deel 'n kamer met my maatjie. Ek gaan cuddle vanaand met my maatjie. Dis my so lekker. En die ander mamas deel 'n kamer. Ons kom toe met 'n baie goeie plan op dat ons gaan die een kamer ons aantrekkamer maak en dan gaan ons 3 somme saam in een kamer bly. So is al klaar weer 'n bietjie van 'n egskeiding. Dit lyk asof hier al klaar weer 'n divide gebeur met Anso en Crystal heeltyd bymekaar en ek en Johandri en Tessa weer bymekaar. Is asof dit outomaties gebeur. Maar Crystal se stiefma join. Ek en sy het 'n baba gebore. Dit is eintlik meer soos 'n chommy vir my. Hulle gaan net nooit alleen wees nie, gaan hulle. Ek het gedink kan cool wees dat sy ons join. Dis asof Crystal en Anso altyd voel hulle moet net 'n backup daai. Iemand wat ook aan hulle kant kan fight. Hoopelik kan sy ook almal uitsas en voel soos ek voel. Maar dis okay, die doos is ook daar. Ek wou gevra wie drink die dosie. So ek. Kyk, ek's 'n cheap date. Dis begin so 'n tipe doos. Ai, Johandri en haar boksie wyn. So ja, hulle almal drink ietsie. Cheers, op 'n lekker girls. Cheers. Dis Anso, ek so bly jy's hier. En hulle gaan sit nou en hulle gaan gesels. Foto nie. Twin baby. Julle twin Besties match altyd. Besties match altyd. Besties match altyd. Ek het nie geweet ons doen nog hierdie op hierdie ouderdom nie. Maar ons hoor dan dat Anso en Crystal voel dat Louise het messe in haar woorde. Anso, en as jy kon praat, wat sou u sê? As jy mooi luister, is dit heeltyd happies. En hulle voel sy stir. En ek moet sê, ek het nou al partykeer dit gemis. As ek dit terugkyk, dan dink ek, Louise, jy stir. Sy's die dierbaarste persoon, maar daar's die heeltyd hierdie ster. Daarna drink hulle almal shots. Ek dink almal kom te shot hou. Ek gaan shots kry. Ek moet verseker 'n shot. Yes. En Crystal besluit dan sy gaan nou vir Louise terugkry vir daai slangprank. Hoorie, ons moet 'n prank doen. Op wie? Op Louise. So hulle gee vir haar soos nie 'n lekker shot nie. Dit is wel 'n Malibu shot ingegooi met sout en tabasco. Nee, wat is hier binne? Wow. Ek het jou terug gekry.
Hulle is sulke pranksters, Jessie. Iemand bel vir MTV, want she's been pranked. Ek is geprank. Anyways, Hierdie stoepkerkie raak nou vir my lekker vervelig om die minste te sê. dan beweeg die mamas nou oor na die hawe. Dis 'n hawe en dis vuil. Oeh, maar dis lelik hier in die hawe. Ja, dit lyk maar bietjie haweloos. Ek weet nie wat so scenery ons hier gaan sien nie. Hulle gaan dan op 'n catamaran of 'n yacht. Ek weet nie wat is die verskil nie, maar ja, dit lyk lekker. Woo! Woo! En almal dink Johandri is 'n bietjie tipsy. Johandri is gedorra. So almal drink uit die tot uit. Ek love dit as Johandri net 'n bietjie let go. Maar dan begin Christel praat oor Johandri se man Ek moet net sê, voor Johandri. En sy sê basically vir haar, ek like nie jou man nie. jou man is nou nie my cup of tea nie. Okay. Nie lelik bedoel nie, maar net sy mannerisms en hoe hy al opgetree het. Okay. Ek gaan die vriendin wees wat vir jou sê, wake the fuck up. En Christel sê basically sy kry Johandri se baba Cohen jammer. Kom ons fokus op King Cohen. Ek wil net hê hy moet seer kry. Christel was heavy neerhalend teenoor Johandri. Daar was nogal rof. Johandri en Christel het nie die tipe verhouding waar Christel vir haar so iets kan sê nie. Sy soek. Ek weet nie of sy haar eie in haar kop opmaak dat Stian met my dieselfde doen as waardeur sy as kind is nie. Sy is nie my en Stian se storie met haar vergelyk nie. En ek glad nie dieselfde nie. Hek dik. As gevolg van omstandighede en my ma doen dieselfde, is dit kind of daai victim mentality en ek verstaan nie dit lelik aanvat nie. Honestly, ek sou dit nie gesê het op die boot nie. Veral nie met Fris Johandri daar langs my nie. Sy kon nie vinnig afgegooi het. Ek en my ex het obviously nie uitgewerk nie. Dit moes haar besluit maak en ek sê nie dit is jou pad nie. Stian, jy. Christel, hou nou net op. Christel, moet net Jy praat nou net 'n podcast. Ja, ek weet nie waar kom al hierdie woorde vandaan ewe skielik nie. Ek dink dis die drank. Want die eerste aand was dit kriek kriek en nou is dit kry nie 'n woord in nie. En hulle dog Johandri is tipsy. Ek het jou viswyf genoem. In elk geval, Christel besluit sy gaan haar viswyf liedjie vir Tessa sing. Agter die bos is 'n groot vis, vyf sy 7 lang tande en sy sal jou byt. Dis Ek kan nie. Ek kan nie. Awkward. Dit is 'n mean girl thing om dit te doen. Ek meen, ek is te besig om my empire te bou. Weereens, ek sou bang wees Tessa bliksem my. Fakeness stel ek 100% op by Christel. Sy laat my aan haar maatjies dink. Anyways, dan is dit nou aand. Hulle is veilig terug aan land. En is girls night. Woo! Vanaand verloor jou naam. En nadat Ansu eers 'n bietjie met haar man oor die foon chat, klink of hy bietjie kwaad is vir haar, soos asof sy nie genoeg aandag gee aan hom nie. Ek sal nie sê hy was kwaad nie, hy was net soos bekommerd oor my. Partykeer voel dit of hy my regtig mal maak. Ek en Henry kan mekaar baie irriteer. Sien ons die tequila vloei. Behoorlik. Ansie koop die hele tyd tequila. Tequila. 2 tequilas na mekaar. Tequila. En honestly, almal is actually net vir 'n slag happy. En almal is net op 'n lekker stasie. Best night of my life. En is quite oulik. He's giving a live, love, laugh, okay? Dis die volgende oggend. Koppies is 'n bietjie seer. In elk geval, volgende dag en dis die laaste dag in Belito. Ek is net moeg. ja nee, self. Vir die eerste keer voel dit ek en Johandri verstaan mekaar. Vanaand het ons 'n baie spesiale sit-down dinner. En dis die laaste aand in Belito, maar dit is ook hulle laaste groep dinner vir die seisoen. En ek is so opgewonde vir dit. Kan nie glo ons het op hierdie punt gekom nie. Can you believe it? Can you believe that? Dis nou ons laaste aand, dis 'n laaste dinner, dis 'n laaste van so baie. Dis nogal rof. So ja, hulle drink pina coladas. Kom Christel daar uit met die oulikste pina coladas. Oh wow. Wie is die oulik? En raai wie is die lucky wenner van die dad? En 'n lekker bietjie. Toe maak ek gewend daaraan om aan die laaste te suig. Jep, Tessa. Eers julle, ek kan nie myne optel nie. Hy's bietjie messy. Sê net dankie. Nie thank you, maar dit lyk soos te kak nie. Louise kom dan met die briljante idee op dat hulle mekaar moet namaak. Kom ons doen 'n bietjie impersonations van mekaar. Ek weet nie of dit 'n goeie of 'n slegte ding is nie. Ja, ek's bietjie bang daarvoor. Ek voel hier kom stront. Hierdie ding gaan ontplof. En honestly, Christel se Louise is spot on. Och julle maar hierdie dan
Louise. Ek het actually deur die loop van die seisoen begin voel asof ek ook soos Louise gaan begin praat, jy weet, sy praat vir ons goed. Dit is my laaste aand. Ansu mok dan haar maatjie. Okay, wie is hierdie een? Hallo maatjie. Maakie, dit is 'n ding. Maar blykbaar is Louise se Crystal nie so spot on soos Ansu se nie. Ekskuus, het jy van my maatjie gepraat? Die nekkie kom sommer so uit. Nee. Ek wonder as ek moet impressions doen van almal, hoe sou dit wees? Hi julle, ek is Louise en ek het 'n bietjie van 'n voeltjie in my oliekerel. Ek loop moeilik, maar ek loop dankbaar. Maakie. Nee, ek is Ek is nou befok. Ek is befok vir jou, Andri. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Wellness day, fitness is my passie. Jy doen dit nou. Dis 'n drill surgeon. Ek het nie genoeg spiere om jou Andri te impersonate nie. Ek is so jammer. Anyways, terug by die ete. En hulle almal gesels nou oor Louise, hulle wat nog 'n baba wil hê. Ek en John is so reg vir nog 'n baba. Ek dink hierdie babatjie gaan ek regtig baby. En Ansie sê hulle wil ook nog een hê. Ek en Hendrik het definitief gesê ons sal nog 'n babatjie wil hê. Maar ek weet nie of Tessa dan dink voor sy praat nie, maar sy sê, het Han julle nie genees van dit nie? Soos, het hulle nie al genoeg kinders nie? Maar hy klein Haan julle nie genees nie. Soos hoe besig hy is nie. Ja, hierdie kan nou nog 'n conversation raak. En Louise sê dan vir Ansu, het hulle nie te veel op hulle borde al klaar nie? Maar al wat ek vir jou wil sê, jy en jou man het so baie going on at the moment. En ek voel net miskien die ouderdom wat jou kinders is, sal julle te veel op julle bord. Ek voel jy en jou man moet net so bietjie rustig raak. Dit het vir my gevoel of sy my aanval. So Crystal is obviously triggered vir Ansu se part. Louise, Ansu is helfte jou ouderdom. Nee. Wiskunde is not wiskunde. En sy het nog haar hele lewe voor haar. Niemand kan hanteer dat Ansu lyk soos wat sy lyk en sy's 'n on the top mamma. Maar dit ontaard darm nie in 'n full-on bekleierery nie. Niemand is besig om hier te beklei nie. Ek dink die producers was soos, guys, ons het vrede nodig vir die laaste episode. Inteendeel raak almal actually emosioneel en sentimenteel oor hulle tyd saam. Dit is lekker om te weet dat ons net mekaar kan support en goeders in jou lewe. Ja. Dan gaan jy my laat huil. Maar soos, hulle probeer eintlik nice wees, maar ons definitief nog steeds 'n paar jabs tussen deur. Ek sou daarvan gehou het om meer van Ansu vroeër te sien en te beleef. Want jy het nou in my hartjie ingeklip en jy's maar my ou viswyfie. En ons hoor dan Tessa het nou ook vir Crystal 'n reply liedjie geskryf. Maar just for the fun of it, nothing personal, het ek vir jou 'n rap song geskryf. En Crystal sê dis okay, jy kan lelik wees. Ek vat nie goed persoonlik op nie. Maar jy mag niks persoonlik opvat nie. Ek doen nooit nie. Askies. Ek raak net offended as jy aan my kinders Of aan die maatjies. of aan die maatjies. Het ons dieselfde show gekyk vir 13 weke. Anyways, hier's die liedjie. Crystal van der Berg, stop being a turd. You think you are a fine bird, but actually you're a sexy nerd. You have a nice farm, your daddy has a charm. I forgive you for my song, because I like your stepmom. Vibes. Yes, Wow. Kuleski, Saina. Wat my song jou in trone? Was dit die turd? Wat het jy nou laat? Die sexy nerd. Maar ja, om die episode af te sluit, hoor ons net hulle almal love mekaar. Love you guys. Cheers. Tequila. My hart voel vir die eerste keer warm. Nou eers. It's been 3 months. Ek dink ons kan mekaar regtig support en lief hê. Maar ja, hulle almal reflect op die journey en sê hulle dink hulle het regtig gegroei as mens tydens die show. Ek het 100% van myself geleer. Behalwe Crystal. Ek weet nie of ek gegroei het nie. Ek moet sê ek het baie van Johan however geleer. Ek dink ek het ook bietjie geleer. Ek het die situasie bietjie misjudge met haar. Okay. En dan eindig dit op 'n baie weird noot. Asof dit so 'n to be continued is. Nothing has changed. Hulle praat ook dit doos baie. No, you did not. Ja.
Want ons hoor, toe al die kameras nou gekat het, na hierdie lekker dinner en hulle almal so lief is vir mekaar, toe het Christel vir Johandri vir 2 ure lank jammer gesê oor wat sy in haar diaries, so die dele as hulle so met die kameras direk praat, oor wat sy in haar diaries gesê het. So toe die laaste dinner verby is, van 11 uur tot 12:30, die almal weg is. Christel sit my kom praat vir 2 ure lank. Op kamera. Want sy is bang oor hoe dit gaan oorkom as die show air. Sy het vir my kom jammer sê oor alles wat sy al in diaries gesê het en sy is nou bang hoe dit haar portray. Okay. Die cherry op die koek vir my is hoe Christel off camera vir Johandri sê sy is so jammer oor al die lelike goed wat sy gesê het. Net daar, toe gee ek op hierdie vriendskap tussen my en Christel. So, let me just get this straight. Hulle vir Johandri nog die heeltyd uit omdat sy goed off-camera wil hanteer en mense sy images wil spaar en dit nie laat sleg wil oorkom op TV nie, maar nou doen Christel presies dieselfde. Really, soos you say one thing and you do 100% the opposite. That's not cool. Sy is die een wat nog heeltyd gesê het Johandri is tweegesig omdat sy goed off-camera handle. Christel is definitief die undercover villain, maar Christel moet emosioneel groot word. So wat nou, Christel? Wat nou? Wat moet ons dan nou sê van jou? Weet jy wat ek voel actually soos ek jammer voel? Hoe jammer is dit? Dat jy weet hoe jy eintlik is. Crazy. Bye bitches! En het eindig met hierdie dramatiese Mooikies! Dit is my scarier as die Jaws theme song. Mooikies! En dit is dan dit vir die episode. Ek kan nie wag vir hierdie reunie nie. Ek hoop die Antidorant vra die regte vrae wat ons almal die antwoorde van wil weet. En ek hoop hulle is feisty. It's gonna be interesting. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien julle volgende keer met nog 'n Mommy Club recap. Dis al van my kant af. Bye!